mens wonder, maar hoekom raak hierdie ou nou hiervoor so ernstig oor hierdie ding? Ouens, want ek werk elke dag met mense. En ek sien wat gebeur met ons mense wanneer ons nie luister nie. Julle sal my dit baie hoor sê, onthou niemand bel my en vertel vir my hoe goed dit met hulle gaan nie. As mense my bel, het die poppot deur die waier gegaan. En dan die meerderheid van die tyd, as ek by mense sit en ons praat, en jy kom uit by wat is die wortel van die ding wat hulle mee worstel en stoei en spook mee, dan sit net omdat hulle nie geluister het nie. Dis omdat ons nie gehoorsaam is in God se woord nie. Ons maak maar wat ons wil. Die meeste van ons word maar gelei deur ons vlees, deur ons emosies, ons gevoelens, ons begeertes. En dis hoekom dit vir my ernstig is, want dit breek my hart om te sien hoe dat God se kinders onnodig stikkend is. Onnodig hulle lewens uit mekaar geskeer het. Onnodig moet sukkel. Nou ons almal weet, dit beteken nie dat wanneer ons gehoorsaam is, daar geen teenkanting kom nie. Dit weet ons mos almal. Maar dis daai onnodigheid. Dis dit wat my opmaak en dis hoekom ek so ernstig oor dit raak, want God wil hê sy kinders, sy kerk moet soos 'n lig of 'n stad op 'n berg skyn, sodat dit vir mense hoop kan gee. Maar ouens, as ons lewens lyk soos die wêreld se, as ons so uitmekaar uit is, as ons so stikkend is, as ons so verward is, as ons finansies, ons huwelike, ons kinders, as al daai goed soos die wêreld se lyk, hoe kan ons 'n stad op 'n berg wees? Maak ons nie sin nie. En dis hoekom die Here so ernstig met ons praat, dat ons begin om in lyn te kom. Dat ons begin kom op die plek wat Christus vir ons sê wie en wat ons is en hoe en wat ons moet doen. So vir daai rede, dis hoekom ek ernstig is. Dit is nie omdat ek kwaai is nie, ek is nie 'n kwaai mens nie. Sit miskien aan en sê, "Jesus, hierdie arme ouens as jy nou besoeker is, hulle pastoor is 'n matnorg." Nee, ek is verskriklik lief vir hierdie mense. Inteendeel, ek is vrek lief vir julle. En ek wil sien dat daai wat God vir ons beloof het, dat daai vrug moet in ons lewens na vore kom. Ek wil sien dat dit met jou goed gaan. Glo jy dit? Wie van julle wil hê dit moet goed gaan met jou? Ons almal. Maar dan moet ons gehoorsaam wees. So ons praat nou, ek wil nie myself herhaal nie, ek wil sommer begin inval. Ons praat oor dat ons priesters is, en ons het gesê, okay, as ek dan nou 'n priester is, dan wil ek nou weet, okay, maar waar dien ek? En laasweek het ons die dokters hier gehad, wat 'n bietjie met ons gesels het, want die plek waar ons dien, sê die skrif vir ons in 1 Korintiërs 12, sê dat ons is die liggaam van Christus. Sê vir iemand langs jou, jy's die liggaam? So ons as individue wat hier sit, wanneer ons by mekaar kom, is ons die liggaam van Christus. En toe het ons gehoor hoe verduidelik en vertel hulle vir ons dat daar parallelle is wat ons kan trek tussen die menslike liggaam en tussen die liggaam van Christus. En ek het vir hulle gevra spesifiek en ons kon vir ure nog ingesels het, maar ek het dit probeer hou by dat ons kan verstaan hoekom ons later van tyd 'n selkerk gaan word. Het ek julle begin verduidelik om te sê 'n liggaam is saamgestel uit selle uit. En die dokters het mooi vir ons verduidelik oor wat is 'n sel en wat gebeur wanneer 'n klomp selle saamwerk en hoe dat daai klomp selle saam raak eventually weefsel en daai weefsel raak 'n bepaalde stelsel binne in jou liggaam en daai stelsels is jou organe en jou ledemate wat elkeen 'n funksie het om te verrig. Want dis wat die Bybel beskryf ons is. Onthou julle ons het daai gedeelte in 1 Korintiërs 12 gelees wat sê dat die liggaam het verskillende dele en elkeen moet sy werk doen. Ek wil nie op dit fokus nie. Ek wil jou net bewus maak, jy's deel van die liggaam. En as jy deel is van die liggaam, het jy 'n werk om te doen. En die Bybel sê, as jy nie jou deel doen nie, as jy nie jou werk doen in die liggaam nie, dan ly die hele liggaam. So hierdie hele liggaam, hierdie hele stelsel is afhanklik van elkeen wat sy werk moet doen. As een ou nie sy werk reg doen nie, dan sit jy 'n lading op die res van die stelsel en dit beteken daar's ander lede wat nou meer moet werk om te compensate vir die feit dat jy nie jou deel doen nie. En dis die probleem wat ons met die hedendaagse evangelie verkondiging het, is ons vertel nie hierdie goed vir mense nie. Dis waar daai bereken die koste gedeelte daar, wat jy daar lees teen daai muur. Dis waar daai deel so kardinaal belangrik is, dat mense kan besef, jy moet weet, as jy inkoop in hierdie koninkryk en as jy jou hand opsteek en te sê, Jesus, ek volg jou, moet jy besef, jy het 'n werk, jy het 'n plek wat net jy kan vervul. So ons het gepraat oor die liggaam en ons het gesê, okay,
Ons breek hom af na die klein gedeeltes toe. Ons het begin by om te sê die selle. Maar ek wil vanoggend wil ek nog so klein bietjie meer afbreek. Ek wil nou nog 'n kleiner deel toe gaan van die liggaam. En dit is vir my die gedeelte in daai skrif wat sê ek en my huis ons sal die Here dien. Ek wil vanoggend begin by die ek. By myself, by wie ek is. En ek gaan so 'n stukkie van 'n parallel weer van dit trek terug na die menslike liggaam toe. En ek wil vandag met jou praat oor die kleinste sel binne in jou liggaam. Wie van julle weet wat is daai? Julle sê jou breinsel. Ek weet nie wat om te maak van daai nie, maar ons. So ek gaan vanoggend so 'n stukkie biologie inbring en as dit nou vir party van julle so 'n bietjie hoe is, staan sterk, jy het dit al geleer op skool, jy het net vergeet. Die kleinste sel in jou liggaam is die spermsel. Sorry Ilse. Dis nou by die manne. Die kleinste sel is die spermsel. En ek wil vanoggend so 'n bietjie op daai gedeelte hamer want ek wil hê jy moet iets hoor. Ek wil hê jy moet iets vandag verstaan van jouself. En ek wil hê jy moet jou Bybel geoopmaak saam met my, dan lees jy 'n gedeelte in Efesiërs 1. Efesiërs 1 en ons gaan lees van vers 4 af. Eintlik vers 3, kom ons lees van vers 3 af. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die liefde. Daar's 'n gedeelte wat ek wil hê, yes, ouens, kies, ek is ons nou nie op hierdie bril ding nie, maar nou fog hy op die hele tyd as ek hom so opsit as ek sweet. Nou sukkel ek nog steeds om te sien. Daar's 'n gedeelte wat ek wil hê jy moet raak lees in vers 4. Hy het ons in hom uitverkies nog voor die grondlegging van die wêreld. As jy kan onderstreep hom, highlight hom, boekmaak hom. Maar ek wil hê jy moet vandag iets besef van jou uniekheid. Ek wil hê jy moet vandag iets besef van hoe spesifiek jy is. Dat God sê nog voordat hy die aarde geskaap het, nog voordat hy die heelal aan mekaar gesit het God al gekies dat ek en jy hier moet wees. Sê vir Dion, yes, maar dis 'n ver stretch wat jy nou maak. En nou wil ek jy moet saam met my blaai na die Ou Testament toe, want ek wil 'n voorbeeld daar vir jou gee wat jou gaan help om te sien hoe presies hy dit, wat hy bedoel. Julle kan saam met my gaan na Jeremia 1 toe. En die meeste van julle ken dalk hierdie gedeelte. En ons gaan daar lees van vers 4 af. Hy sê, die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig en jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Net tot daar. Hoor wat sê vers 5, ek gaan hom weer vir julle lees. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het.
In ander woorde, voordat daar intimiteit tussen jou ma en jou pa plaasgevind het, nog voordat daar konsepsie plaasgevind het, het ek jou al, wat sê hy? Het ek jou geken. So jy was geken nog voordat jy was. Jy was geken nog voordat jy was. Ons maak altyd sulke simpel grappies. Ek weet nie of julle dit deesdae doen nie, maar toe ek jonger was, het ons hierdie grappies gemaak. Man, jy was nog net 'n gedagte. Gebruik julle dit ook? Man, jy was nog net 'n gedagte gewees. Dis presies. Maar die Here hier, dis die Here wat met Jeremia praat, met die profeet. En hy sê nog voordat jy in jou moeder skoot gevorm was. Ouens, en daai woord vorm is 'n verskriklike belangrike woord om te verstaan. As hy sê ek het jou gevorm, dan beteken dit is soos iemand wat sy hand op 'n stuk klei gelê het en het hy klei gemaak presies soos wat hy hom wou gehad het. Hoe weet jy wanneer iemand met klei gewerk het? Hoe kan jy sien daar was 'n mens betrokke gewees op daai klei? Vingerafdrukke. In ander woorde, God se vingerafdrukke was op jou gesit toe jy gevorm was in jou moederskoot. Dit sê vir jou hoe intiem God betrokke was. Dawid skryf hier in die Psalms en hy sê, "O Lord, I am fearfully and wonderfully made." Who made you? The Lord. Hy het jou gemaak, hy het jou geskape, maar hy het jou geken nog voor jy in jou moederskoot was. Ouens, hoor jy hoe spesifiek God oor elkeen van julle sit en dink? Want ek wil vanoggend 'n ding huis toe dryf, ek wil 'n ding inslaan soos spykers in 'n kus in. En dit is dat jy vandag moet besef hoe uniek jy is. Die volgende gedeelte sê hy, ek het jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. In ander woorde, nou sê hy, daar het konsepsie plaasgevind, daar's 'n embriootjie, jy het gegroei. Hy sê maar nog, voordat jy gebore was, het ek jou geheilig. Daai woord heilig beteken, dat ek het jou verklaar, dat jy reg is in my oë. So voordat jy gebore is, in ander woorde, voordat jy 'n kans gehad het, om jouself te kon bewys. Wie van julle het al ooit touch rugby gespeel? Of spansport, weet enige spansport gedoen? Netbal, cricket, hockey. Okay, is party van julle wat nie baie sportief was nie, lyk dit vir my, né? Julle was die akademiese tipe, soos Ilse gewees sien ek, né? Maar ouens, as jy in 'n span wil inkom, wat moet jy doen? Jy moet opdaag vir proewe. Wat is die idee van die proewe? Dis eide, nee. Dis om te sif. Wat sif jy daar? Wie is die ouens wat dit het, wat nodig is, wie die bepaalde talent, wie die vermoë, sodat jy dit kan maak om gekies te word vir die span? So hoe word jy dan nou gekies op grond van wat? Jou vermoë, op grond van jou performance. Sê vir iemand langs jou, volgens jou performance. Was jy 'n GTI? Nee, was jy vinnig genoeg? Was jy rats genoeg? Het jy die gameplan verstaan? Het jy big game temperament gehad? So op grond van hoe jy performant het gemaak of jy gekies was vir die span. Maar nou kom God en hy het 'n hele ander benadering. Hy sê vir Jeremia, nog voordat jy 'n kans gehad het om jouself aan my te bewys, hoe oulik jy is, hoe cute jy is, hoe baie jy weet, hoe liefdevol jy is. Jy weet, nog voordat jy al daai goed kon doen om hom te beïndruk, het hy jou alreeds geheilig. Het hy gesê, jy's myne. Jy is presies wat ek nodig het. Ek het jou presies gemaak en ek het jou presies gegee wat jy gaan nodig hê om hierdie werk vir my te verrig. En hoor nou wat sê hy toe nou vir Jeremia, wat moes hy doen? Wat is hierdie werk wat hy moes doen? Toe die Here nou vir hom hierdie goed sê, ek het jou in jou moederskoot gevorm, ek het jou geken en voordat jy die liggaam voortgekom het,
het ek jou geheilig, het ek jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. 'n Profeet is iemand wat moes gaan sê, so sê die Here. Hy was die spreekbuis van God op die aarde gewees. Hy het aan die lig gebring wat God vir gehad het, mense moes weet. Hy sê, ek het jou dit gemaak hier op die aarde. Sien julle daai woordjie? Hy sê, ek het jou vir 'n profeet vir die nasies, wat mee gedoen? Gemaak. In Openbaring het ons geleer, hoe het jy 'n priester en 'n koning geword? Hy het jou dit gemaak. So dieselfde wat met jou gebeur het, is wat hier met Jeremia gemaak. God het dit gemaak. Hoe het hy hom gemaak nou weer? Hy het hom gevorm. Dis hoe hy hom gemaak het. He was hands-on. Hy het hom gemaak en gevorm presies wat hy nodig het om te wees. 'n Profeet vir die nasies. Toe sê ek, en dis hier waar ons by uitkom. Toe sê ek, die Jeremia praat hier van homself. Hy sê, ag, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is te jonk. Van wie het julle in die Bybel al gelees wat dieselfde tipe verskoning gehad het? Moses. Onthou julle toe die Here vir Moses daar na die brandende bos toe bring, en die Here vir hom sê, wat ek wil doen, hoe ek jou wil gebruik om my volk uit die Egipte uit te lei? Wat sê hy vir hom? I am unqualified. Ek kan nie, Here, ek kan nie eens ordentlik praat nie. Hy sê, Here, ek het gehak. Ek kan nie eens praat met mense nie. Ek spot nie, dis wat hy gesê het. Hy sê, Here, ek hakkel. Hoe gaan ek hierdie mense met vrymoedigheid en met oortuiging lei, as my klats gly hier voor hulle die hele tyd? Verskonings. God roep jou, want hy dink jy is gekwalifiseer, en ons kom met verskonings. En dis wat Jeremia doen. Sê, ag Here, ek is te jonk. Hoe gaan ek dit doen? Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is te jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Toe die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Vir jou en vir my as kind van God, wat wedergebore is, wat nou geroep is binne in sy koninkryk, en sê hy presies dieselfde. Handelinge 1 vers 8, maak Jesus hierdie stelling, en hy sê vir sy disippels, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En net 'n stukkie voor dit in Johannes 14 vers 12, toe sê Jesus vir sy disippels, vir die van julle wat in my glo, julle sal dieselfde werke doen as ek, en groter, sê so 'n bietjie groter, nee ouens, regtig, groter, dankie. So hier sê hy dieselfde vir jou as wat hy vir Jeremia sê. Ek het jou nie net geroep nie, maar ek het jou ook gekwalifiseer. Ek het jou bekragtig sodat jy daai werk kan gaan doen. Don't be afraid of them. Sê jy, maar hoe is dit nou relevant op ek in my huis? Die meeste van ons wat hier sit, diskwalifiseer onsself om te dink dat jy leiding kan vat in jou huis. Want jy besef nie hoe uniek God jou gemaak het nie. Jy besef nie hoe uniek God jou by jou naam geroep het nie. Jy besef nie hoe uniek God jou bekragtig het om daai rol te kan gaan vervul, as hy sê, ek in my huis, ons gaan die Here dien. Jy besef nie dat hy het vir jou gegee presies wat jy nodig het, om daai verantwoordelikheid te kan vat nie. En ek wil vanoggend vir jou ietsie wys. Ek gaan vir jou so 'n videoetjie speel. En die meeste van julle het dit al gesien toe julle op skool was. Maar ek wil 'n parallel trek tussen waar jy van afkom, waar jy die kleinste selletjie in die menslike liggaam begin, en waar dit eindig. So is julle reg om saam met my hierdie ding te kyk? Verstaan jy, dat daar waar jy sit vandag, was dit jou journey gewees. Uit 300 miljoen potensiële kandidate
het jy jou heel eerste gala wedstryd het jy gewen. Dis hoekom hulle liedjies skryf soos You're one in a million. Dit was nie net bloot kreatiewe digkuns gewees nie. Dis letterlik wat met jou, met my gebeur het. En elkeen van julle wat hier sit. Die vraag is, hoekom het jy dit gemaak? Uit al die moontlike kandidate, hoekom het jy eerste rang gekom? Die skrif sê, God het jou geroep by jou naam. Die skrif sê, hy het jou nog voordat daai konsepsie plaasgevind het, het hy geweet, ek soek daai, uit daai 300 miljoen kleinste selletjies in die liggaam, soek ek daai in. Want ek weet wat se plan het ek vir jou lewe. Ek weet waartoe ek op pad is met jou. En ek weet wat ek met jou lewe wil doen. Jy wat mikroskopies klein is. Die kleinste selletjie in die menslike liggaam. Weet julle wat is die grootste sel in 'n vrou se liggaam? Die eiersel. Is nie amazing dat die kleinste uit die mans uit swem om te kom by die grootste binne in die vrou nie. En dis wat God met jou en my doen. Hy roep jou in jou kleinste, eenvoudigste vorm, roep hy jou hier na hom toe, wat die grootste is. En dan die oomblik wanneer jy hom tref, die oomblik wanneer daai eenwording plaasvind, die oomblik wanneer jy teruggekoop was as sy kind, gebeur daar iets amazing. En ek wil julle moet gesien hoe lyk dit. Julle kan vir ons daai ligte gou weer afsit. Skus Stef. Kyk wat gebeur die oomblik wanneer daai bevrugting plaasvind. Daar's letterlik 'n spark, 'n ontploffing wat plaasvind die oomblik wanneer daai bevrugting plaasvind. Dis jou ID-foto wat daar geneem word. OK? En dis hoekom jy by regte vir jou man en vir jou vrou en die mense om jou moet sê, hey, jy's 'n bright spark. Sê vir iemand langs jou, jy's 'n bright spark. Ek probeer dit so elementêr en eenvoudig as moontlik maak, want ek wil hier moet vanoggend besef en verstaan hoe uniek jy is. Maar die ding wat met ons gebeur, wat ons laat twyfel oor ons uniekheid is hoe jy na jouself kyk vandag daar waar jy sit. Jy kyk na jouself en jy diskwalifiseer jouself op soveel fronte. In soveel plekke in jou lewe diskwalifiseer jy jouself. Want jy kyk na jouself soos wat ander mense na jou sal kyk. En dis wat ek en jy moet begin besef, is jy moet na jouself kyk soos wat God na jou kyk. Wat is dit wat hy binne in jou gesien het? Want hoekom sou hy wou gehad het dat jy hier moet wees? My vroeër vraag is, hoekom sit jy hier? Daar's iets wat hy moes weet. Daar's iets wat hy moes droom. Daar's 'n plan wat hy vir jou lewe moes gehad het. Wat ons vergeet en wat ons nie besef nie. En het julle gesien, van dat daai klein spermselletjie begin swem met na daai eie sel toe, was dit een groot fight for survival. Het julle gesien? Waardeur moes hulle alles gaan? Al die obstacles, al die goeders wat in hulle pad was, wat die getalle uitdun, tot daar net 'n klein dosyntjie oor is. En daai geveg hou nooit op in ons lewens nie. Vandat jy gebore was, is die vyand daarop uit om by jou te steel, te slag en te verwoes. Die Bybel sê, hy's 'n mensemoordenaar. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar. So hy was van jou insepsie af, was hy op jou spoor om jou te vermoor. Selfs toe jy 'n klein spermselletjie was. Het hy alles in sy vermoë gedoen om te keer dat jy dit nie maak nie. Anders was jy nie hier nie. En daai effort van hom, daai werk wat hy mee besig is van dat jy gebore was. Toe jy
uitkom en sê, hier's ek. Van daai oomblik af was dit 'n fight vir survival. Van daar af het jy wat jy binnekant in daai proses hier binne in jou ma se moederskoot deurgegaan het, daai proses het om buitekant net weer kom herhaal op verskillende maniere. Die vyand is gedurig besig om jou weg te rokkel, te probeer wegtrek van God af, dat jy nie kan uitkom by die grootste ene nie. En julle almal weet waarvan ek praat. Dis hoekom ons trauma in ons lewens sit. Dis hoekom ons so stikkend is, dis hoekom ons so uitmekaar uit is. Dis hoekom ons mekaar verniel, dis hoekom ons kinders se lewens verniel, dis hoekom jy verniel was. Dis daai trauma, dis daai goeters wat ons moes deurgaan, wat ons nie verstaan en besef hoekom dit met ons gebeur nie. En nou sit jy vandag hier en jy kyk na jouself en jy lag en jy maak 'n simpel grappie van ag, maar ek is maar net 'n ou ongelukkie gewees. Ek is die resultaat van 2 tieners wat een aand bietjie hand uitgeruk het in die driving. Ek is nie beplan nie. Jy sien, is daai nonsens wat die vyand wil hê ons moet glo, want niemand vertel ons vroeg genoeg hoe uniek en hoe spesiaal jy is nie. En dan op hierdie journey, op hierdie pad na God toe, gaan ons deur hierdie goed wat ons seermaak. En ons het teleurstellings. En ons raak kwaad, en ons raak bitter, en daar's resentment, en daar's teleurstelling. En hy goed maak ons harte hard. Dit maak ons harte seer. En hy goed skeer ons dat ons nie kan reageer op hierdie liefde van God wat ons trek na hom toe nie. En ons sukkel om te glo as jy na jouself kyk en wat jy al gedoen het en wat jy deur is, sukkel jy om te glo, maar hoe kan hierdie ding vir God enigstens iets spesiaals wees? Hoe kan ek, dit wat ek gedoen het en wat ek aangejaag het, hoe kan God sê dat hy dit kan gebruik? Want kyk hoe het ek hom al teleurgestel, kyk hoe het ek mense teleurgestel, kyk hoe het ek mense al seer gemaak. Wie van julle wat hier sit is al seer gemaak deur mense? Kan ek jou hande sien? Wie van julle wat hier sit, het mense al seer gemaak? Kan ek daai hande sien? Soos almal ons. Ons almal is in dieselfde bootjie. En dis hoekom ek en jy moet verstaan, dat daar is iets anders wat ons dieper na moet kyk, as bloot net ons gedrag, ons optrede wat ons gedoen het, om te laat raak sien, maar jy was goed genoeg gewees, dat toe jy nou hierdie kant jou opwagting gemaak het, dat Jesus jou nou geroep het. Waar jy al jou slegste gewys het, waar jy al 'n teleurstelling was, waar jy al mense seer gemaak het, nou kom hy en hy sê, maar ek kies jou nog steeds. Soos wat ek jou gekies het in daai vorm, jy is nog steeds my keuse. Want dit wat ek vir Jeremia gesê het, wat hom gaan kwalifiseer, dit wat ek vir Jeremia gesê het, wat gaan maak dat jy presies is wat ek nodig het om in die nasies te gaan praat, as 'n profeet, is presies dieselfde wat ek nou met jou gaan doen. En dis waar die bloed van Jesus Christus so wonderbaar is. Dis waar hierdie viering van die nagmaal, wanneer ons kom en ons die bloed kom drink, die wyn wat die bloed simboliseer. Dis waar ons moet verstaan dat dit is hierdie bloed van hom wat kom en jou skoon was van al jou ongeregtigheid. Wat jy kom skoon was van al jou teleurstellings, van alles wat jy aangejaag het, mee droog gemaak het. Hy kom maak jou silwer skoon met sy bloedrooi bloed. En dis hoekom jy nou in sy oë dit gemaak het. Dis hoekom hy sê, jy is presies wat ek nodig het in my liggaam. Is niemand anders wat ek daar kan gebruik nie. Daar's niemand anders wat daai funksie kan verrig nie. Dis net jy, my seun. Dis net jy, my dogter. Want ek het jou naam op die palm van my hand uitgegrafeer nog voordat konsepsie plaasgevind. Toe het ek jou al gehad as that's the one. Sê Dion, maar dit is verskriklik moeilik om te glo. Dan wil ek vir jou een laaste versie lees. En dit is 'n versie in 1 Korintiërs 1. Want jy sit dalk in redeneer en jy sit in diskwalifiseer
En jy kan nie dink dis moontlik nie. In Korintiërs 1, hier van vers 'n nou moet ek die regte ene kry. Ekskuus, ek is by 2 Korintiërs. Hier van vers 23 af. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode, 'n dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as mense, en wat swak is by God, is sterker as mense. Want let op na julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie. Nie baie magtiges, nie baie edel nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam. En wat edel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, wat niks is nie, om wat iets is, tot nie te maak. So die feit dat jy niks is nie, die feit dat jy dwaas is, die feit dat jy swak is, die feit dat jy nie edel is nie, is presies wat jou kwalifiseer om vir God bruikbaar te wees. Want hy sê ek wil dit gebruik, want hy sê vir jou, hy sit iets binne in jou wat jou dan kwalifiseer, en dit is sy Heilige Gees. Dit wat hy vir Jeremia gegee het, gee hy vir ons, en hy sê, ek gee julle my gees, en my gees gaan julle bekwaam maak, sodat een van ons kan roem nie. Want ons like mos om te brag. Ons like mos om vir mense te vertel hoe oulik ons is, en hoe dierbaar ons is, en wat ons kan doen, en hoe ons presteer het. Nou kom hy en hy sê, dis hoekom ek jou so dom gehou het. Dis hoekom ek jou toegelaat het, dat jy daai foute gemaak het, daai simpel foute wat jy jouself so oorslaan, daai stupid goed wat jy aangevang het, dis hoekom ek het toegelaat het. Dat jy nie eendag hier aankom en sê, maar hey, ek het nog nooit niks verkeerd gedoen nie, kyk hoe oulik en pragtig is ek. Hy sê, dwaas is, swak is, die wat nie edel is nie, sodat hy jou kan maak wat hy jou voornodig het. En dis wat ek by jou wil los vandag. Ek wil daarmee klaarmaak. Daar waar jy voel, Here, hoe gaan ek my huis lei? Hoe kan ek u dien? Ek hoor ek is 'n priester, maar ek het geen opleiding vir dit nie. Ek word nie gekwalifiseerd vir dit nie, Heer. Ek weet nie wat om te doen nie. Jy's presies op die plek waar jy moet wees. Want as jy geweet het, sou jy arrogant gewees het. As jy geweet het, sou jy te veel van jouself gedink het. Sou jy so 'n bietjie geroem het. Nou sê hy, jy's presies wat ek nodig. Maar jy moet op daai plek kom waar jy sê, Here, hier's ek. Gebruik hierdie swakhede van my. Hier's ek om vir u gebruik te word as 'n priester. Maar in dit, terwyl mense dit sê, weet ek, daar's manne en vroue wat worstel met hierdie ding. Jy het al vir so lank in jou lewe, word jy herinner daaraan dat jy 'n loser is, dat jy niks van jou lewe gaan maak nie, jy het daai dierbare juffrou gehad in standaard 4 wat vir jou eendag gesê het, man, jy is so dom soos 'n donkie, en daai ding steek nog in jou kop vas. Jy's miskien soos ek, wat 'n gewoonte misdadiger is. Ek hou aan foute maak. Ek hou aan verkeerde besluite maak. Ek hou aan om nie te luister nie. Ek is baie slim. Miskien is jy soos ek. Jy hou aan jou kop stamp en jy bly mense seermaak en jy bly dalk mense teleurstel. En dan is dit bitter moeilik om hierdie goeters te glo. Dan is dit bitter moeilik om te dink, Here, ek dink hier waar ek staan, I have to question your judgment. Ek verstaan nie hoe jou naam, my naam gekies het, toe ek nog op pad was, daar na daai eiersel toe, want wat ek hier sien, is 'n gemors. Wat ek hier sien is teleurstellend. En vandag wil die Here net vir jou sê, en jy moet dit hoor, dat jy is presies wat ek nodig het.
laat my nie toe om jou gesond te maak. Laat my nie toe dat die gees wat ek op Jeremia gesit het, laat toe dat die gees wat op Christus was, laat toe dat die gees wat op 'n Paulus was, wat die kerk vervolg het, en die kerk in Jesus gehaat het, laat toe dat die selfde gees kom en jou heel maak en jou gesond maak, sodat jy kan hoor wat ek van jou dink. Dat jy kan hoor wat ek van jou sê. En dit is dat voor die grondlegging van die aarde, het ek jou gekies. Ek het jou gemaak, ek weet wie jy is, ek ken jou binneste, ek ken jou goed en ek ken jou sleg. Maar as jy toelaat dat ek weer met jou hier buitekant kan werk, dan gaan jy my vingerafdrukke op 'n ander manier in jou lewe sien. Amen. En dis wat ek vanoggend wil doen. Ek wil vra daar wie sit, maak net jou oogies vir my toe vir 'n oomblik. En ek wil met jou praat as die kleinste sel wat in die menslike liggaam was. Ek wil met jou praat en ek wil vanoggend asseblief ouens hou jou oë toe en verdra my net nog vir 'n rukkie. Ek wil met jou praat vanoggend en ek wil teruggaan tot in daai kleinste selletjie wat jy was. In daai kleinste spermselletjie. En ek wil jou terugvat en ek wil vir jou sê, dit wat jy gesien het op hy skerm, van hoe dat jou DNA gevorm was, jou karaktereienskappe, hoe jy daar aan mekaar gewewe was. En ek hê jy moet sien hoe dat God vanoggend vir jou sê, ek het daar nie 'n fout gemaak nie. Wat ek daar geskryf het binne in jou DNA in, wat ek jou daarmee geprogrammeer het, wat ek jou daarvoor geroep het, staan nog steeds vas. Jy is nie 'n fout nie. Jy is nie vir my 'n mislukking nie. Jy moet miskien net uitkom by my, dat ek jou net kan reset. So that I can set you back on my original plan. Dat jy kan herstel en kan heel maak soos wat ek jou gevorm het daai tyd.